Die uitvoerende hoof van AfriForum, Kali Kriel, getuig voor die Kampepe-kommissie en tegnologie word ingespan om malaria te beheer. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. My naam is Carla Burg. Die uitvoerende hoof van AfriForum, Kali Kriel, het vandag in sy getuienis voor die Kampepe-kommissie aangevoer dat politieke inmenging die vervolging van die ANC-leiers vir historiese menseregteskendings verhoed. Hoewel die nasionale vervolgingsgesag slegs op voormalige veiligheidsmagte fokus, het AfriForum die noodsaak vir geregtigheid vir slagoffers van die ANC se terreurdade beklemtoon. Dit sluit die moord van Jaap van der Merwe in, wat in 1978 naby die Botswana-grens deur ANC-insluipelaars vermoor is. Meneer van der Merwe se seun, Silje van der Merwe, het getuig dat sy oorlede moeder en hulle familie nooit afsluiting kon kry nie, omdat sy pa se oorskot tot vandag toe nie opgespoor kon word nie. En ons hoop vandag dat met ons verklaring hier, dat my pa se saak, net soos die ander sake, die Kalata-familie, wat ook hier verskyn het, dat daar ewewigtigheid sal wees in die benadering tot die oorweging van hierdie gevalle in die aanbevelings van die kommissie en dat dit 'n positiewe bydrae kan maak tot die gevolglike om hierdie sake tot 'n einde te bring. Kriel het die kommissie tydens sy getuienis versoek om antwoorde te kry oor waarom geen ANC-leier vervolg is vir die moord op Dirk van Eck se vrou nie, Kobie en natuurlik hulle twee kinders Nasie en Nelmarie nie. Hulle is in 1985 in die ANC landmynaanval oorlede. Ons is hier om seker te maak dat die ander kant ook gestel word dat daar politieke inmenging was en vandag nog steeds is om te verhoed dat ANC-leiers wat hulle skuldig gemaak het aan grove menseregteskendings vervolg word. Daardie mense moet verantwoordelik gehou word vir landmyne, vir bomme. In daardie landmyne is 30 onskuldige mense dood, insluitend vroue en kinders. In die bomme is 250 mense dood. En daardie mense het nie amnestie nie. So ons is moeg vir die eensydige vervolgings waar net mense vanuit die veiligheidsmagte vervolg word, terwyl die ANC skotvry daarmee wegkom. Kriel sê dat die feit dat die 37 ANC-leiers nie amnestie vir hulle dade gekry het nie, moet aan die groot klok gehang word en dat die Kampepe-kommissie die ondersoek verder moet hanteer. Ek is Walter Ernst vir Pretoria FM nuus. 'n Reuse inentingsveldtog het vandag in KwaZulu-Natal met 20 spanne tegnisie begin op voetstoelvlak teen bek- en klauseer. Die provinsie, wat tans die episentrum van die land se uitbreking is, begin met die inenting van beeste in verskeie distrikte. Die provinsie het reeds 200 000 dosisse van hierdie Biogenesis entstof vanaf Argentinië ontvang en die voorraad is egter slegs doeltreffend teen sekere variante van die siekte. Die provinsie wag nou op 'n volgende besending wat die meer algemene SHT3 variant sal kan teiken. 'n Tweede groep van 11 mans wat as soldate aan die gevegfront in die Donbas-streek in die Oekraïne geveg het gister by die King Shaka internasionale lughawe in Durban, KwaZulu-Natal aangekom. Die groep, wat uit 17 mans bestaan het, is in Julie 2025 onder valse voorwendsels deur die MK-party na Rusland gelok om as leiwagte opgelei te word. Een van die mans is in 'n rolstoel nadat hy in 'n hommeltuigaanval beseer is en 'n ander man se bene is na 'n aanval geamputeer, maar sal nog vir maande mediese sorg in Rusland moet ontvang. Die eerste 4 mans het reeds op 18 Februarie in die land aangekom, nadat hulle ook uit die Donbas-streek onttrek is. Ondanks inligting oor oud-president Jacob Zuma se dogter, Duduzile Zuma Sambudla, se beweerde betrokkenheid, word min inligting tans gedeel. Die valke ondersoek wel klagtes wat met die wet op die regulering van buitelandse militêre bystand verband hou. Meer as 600 000 mense sterf jaarliks aan malaria in Afrika, wat meestal kinders onder die ouderdom van 5 jaar is.
Die Wêreldekonomiese Forum sê die siekte hou ook 'n ernstige ekonomiese uitdaging in, aangesien tot $16 miljard se ekonomiese groei jaarliks verlore gaan. Die Japaneese maatskappy Sora Technology het intussen suksesvolle projekte in Ghana ontwikkel met 'n tegnologie-gedrewe benadering om malaria te beheer. Die stelsel gebruik kunsmatige intelligensie en hommeltuie om waterbronne op te spoor waar muskiete moontlik kan broei. En volgens die maatskappy het dit gelei tot 'n 70% vermindering in die gebruik van plaasdoders of plaagdoders eerder, sowel as beduidende besparings op arbeid en kostes. My naam is Carla Burg en dit was dit vir jou visuele nuus vir vandag. Ons maak môre weer so. Totsiens.